dag, wat ons nie aan gewoond is nie, maar ons hanteer dit. Ons was van ons mense wat gewerk is weer, ons van ons mense wat baie van ons mense sien. Ons gaan vanmorgen speciaal kijken, want Jessica kan vanmorgen was weer, als so baie van ons mense wat siek is. Als een tannie, en ek sien nou wat, sy kan toe na bede. Ag, jy weet julle, dit is beskikking, dis, sy vriend foto's gestuur. Ja, my hart gaan so uit daarvoor, maar weet julle wat, ons dien 'n God wat kan son. Amen. Ons dien 'n God wat kankers gaan uitval. Amen. Ons dien 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. En die woord van die Here sê, waar 2 of 3 saamstem oor enige saak, dit sal hulle beweer van my Vader in die hemel. God vra vanmorgen van ons net om te glo. Hy sê, met die gebed van die geloof sal die kranke red. En ek weet vanmorgen dat God by hulle kan stilstaan in die huis en elkeen van hulle kan aanraak. Ek verwag 'n wonderwerk, elke keer as jy in die kerk kom dan verwag ek 'n wonderwerk van die Here. En ek weet vanmorgen dat ons as gemeente is daarom vir hulle te bid, van ons ander mense wat ook siek is. Ek kan ook gierig aan die Here wat ook nie lekker is nie. Dat die Here by ons sal stilstaan vanmorgen. Kom ons staan aan ons voete. Ek wil ook vanmorgen dat ek sal stem terwyl ek bid. En ek sal met vanmorgen sal stem dat God sal ingryp op 'n bonatuurlike wyse in elkeen se lewe. Vader, wat 'n voorreg vanmorgen. Jy woord sê een lid lei, dan lei die hele liggaam. En Here, ons is vanmorgen gemaak, Here, om as my vinger seer kry, dan pen trek my vinger, Here. En daarom het ons gemaak, Here, om in die liggaam van Christus, die Here wat seer is, die Here wat siek is, die Here wat vanmorgen gebed bring het, Here, om hulle op te dra in die doodkamer van genade. En dan het ons vanmorgen kan instap in die allerheiligdom van God en Vader, dat ons voor die troon kan kom staan en ag ons vir die week, Here, so gehoor, wie is ons Vader? Ons ken nie vanmorgen as 'n God wat net goed is. Ons weet, Here, dat geen siekte en geen dood kom van God af, Here. Want die is 'n God wat gesond maak en die is 'n God wat lewendig maak, Here. Net goed. Elke goeie gawe en elke geskenk kom by die hart van God uit. En daarom kan ons vanmorgen staan, Here, ons vir die mense bid. Ek bid vir Here, dat elkeen wat in die huis is, al by Jessica, Here, bid ek vanmorgen, dat die met die bonatuurlike krag hulle sal toesak in die oomblik, Here. Here, daar waar hulle die diens begin kyk, Here, dat hulle sal ervaar die krag van die Here op hulle toesak. En die genesing van God heerlik vloei in die naam van Jesus. Ek bid dat die Heilige Gees vanmorgen die heerlikheid sal in hulle openbaar, Here, die goedheid en die guns. Dit is ons alle mense wat siek is vanmorgen. Ek dink vanmorgen spesiaal aan baie hulle is paar geen wat nie lekker is op die Here. Hulle raak ouer en ag jy bid dit van hulle vanmorgen, maar ek wil vanmorgen vir hulle bid. Dat die bel sal stilstaan op 'n besondere wyse. Elkeen van ons mense wat op die paai is, dink aan deze wat Trevor op die paai is, Here. Dat die bel sal stilstaan en sal beskerm. Maar Here, ons wat vanmorgen hier is hier met een uitsluitende doel is om aan U die lof en U die eer en al die aanbidding van ons harte te bring. Ons wil vanmorgen, Here, ons neerbuig voor U aangesig en ons wil uitroep heilig. Heilig is die Here van die Heerskappe. Ons wil ons hande opsteek vanmorgen en ons wil U prys, ons wil U loof om wat so goed is. Dankie dat U net goed is. Dankie dat ons vanmorgen U hart kan ken. Die hart van die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan ken. En dat ons vanmorgen weet, Here Elohim, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het ons so lief. Ek bid, Here, dat U nou beheer vat van hierdie diens. En alles wat U gaan sal weet, Here, sal wees in lyn met dit wat U beplan. In Jesus naam. En ek dank U daarvoor. En die gemeente sê amen en amen. Ons gaan lekker saam sing, ons gaan begin met die eerste koortjie, hy sê, why don't you lift up your hands and praise the Lord?
Ek wil gou begvra met hierdie koortjie wat vanmôre vra. Is daar iemand wat vanmôre hier is wat kan sê ek het nie 'n rede om hier te geloof nie? Ek dink nie daar's iemand nie. Ek dink elkeen van ons net die feit dat ons vanmôre hier kan wees, is 'n rede om God te loof en God te prys en God te eer. Ag kom ons loof God vanmôre met alles wat ons is. En ons eer die Here vanmôre want hy is die een wat vir ons lief is. Amen. En wat vir ons omgee. Kom ons vergeet vir alles wat ons aangaan. En dan sing die lekker ons voor die lekker saam.
In elke aand dan hoor ek die water
maar loop, so water loop. Gisteravond terwyl ek slaap, hoor ek weer die water loop. Maar dit is vir my erger as die vorige aand. En ek staan weer op en ek gaan kyk na die oralste in die badkamers en die oralste buitekant en kyk waar ons sien maar so water loop. En ek dink by myself, ek gebeur my seker maar net. En ek klim in die bed, ek ook in die bed klim. Toe hoor ek God se Gees my sê, is the waters of the Bible. Wat besig om te roep. Duidelik hoor ek hoe die Gees van die Here vir my sê, jy is besig om die geestesreël in die water te hoor, wat besig om te loop. En ek wil vanmôre vir die kind van die Here, step into those water. Dis nodig vanmôre vir die kerk, om net kan sê, Here, ek wil net stap in die water in. Ek wil vanmôre deel wees van dit wat kom, ek wil deel wees van die waterstroom van God wat gaan vloei. Ek weet vanmôre my gees besef ek, dat ons bid nie vir niets vir herlewing nie, ons bid nie vir niets vir die gees van God om te vloei nie. En gisteravond het God dit my kom bewys. En ek wil vanmôre vir jou sê, expect revival. Expect the Lord. Dis nie elke ander net vir God of so, as jy saam met my stem vanmôre, jy sê vanmôre, Here, ek verwag die waterstrome van God om te vloei. Ek verwag, Here, ek het 'n verwagting aan my hart vanmôre, dat die hemel sal opskeur en dat die waterstrome van herlewing sal begin vloei. Ons gemeente, en hier ons gemeente is, in Jesus naam. God sê the water you touch me, you change me, will you love me? Touch it with me, and we set free today. I'm set free, the reason why. I'm set free, I'm set free, I'm changed by His love. Lord, I'm set free, the water, pour down from His soul, God with me, nothing over this Dit is ook die onderwijs om te willen afsluiten. Maar ik voel net als jullie de Bijbel doen, dus meer van die Here. Meer tijd saam met ons gaan hê. Elke week meer van ons.
Vader, dank U dat ons vanmorgen kan denken met more op U. Dank U dat ons vanmorgen kan weten, Heere, dit wat U vir ons het is soveel meer as dit wat ons nou het, Heere. Ons mag na meer vanmorgen, more op U, is wat ons vanmorgen nog meer soek, is wat ons vanmorgen smag, Heere. Ons vraag vanmorgen, dat U het vir ons sal kom gee. Ek bid dat U die woord aan ons harte sal seën vanmorgen, Here, op 'n spesiale wyse. Ek verklaar my afhanklikheid van die salwing van God se Heilige Gees. En ek vra dat U by ons sal stil staan in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplekke neem, baie dankie.
Die wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Johannes die 11de hoofstuk, die 19de vers. During the week while I was busy with God, I just heard in my spirit the voice of God saying, I'm calling my remnant. I'm calling people to be healed. I'm calling those who are thirsty. I'm calling. En ek gaan vanmôre met u praat oor the call of the Master. Vers 19. Considerable number of the Jews who were with Martha and Mary, having come to express sympathy with them on the death of their brother. Martha, however, as soon as she heard the tidings that Jesus was coming, went out to meet him, but Mary remained sitting quietly in the house. After Martha, vers 28, after Martha had said this, she went back home and whispered to her sister Mary, the Master is here and he's calling you. When Mary heard this, she quickly got up and hurried out to meet him. Net tot sover, mag die Here sy woord in ons harte seën. Praat met u oor the call of the Master. Hierdie verhaal gaan nie oor vreemde mense nie. Hierdie verhaal gaan nie oor sommer net random mense wat Jesus gevolg het nie. Of mense wat Jesus gesond gemaak het nie. Maar is duidelik vanmôre dat hierdie gedeelte, hierdie verhaal gaan oor hulle wat naby aan Jesus was, naby vriende van Jesus. Die Bybel vat dit 'n bietjie verder wanneer ons gaan kyk, dan sê hy Jesus was baie lief gewees vir hierdie mense. Vers 3 sê die suster het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief is siek. Vers 5 sê dit nog duideliker, wanneer die woord sê, hy sê, Jesus het Martha en haar suster Maria en Lazarus liefgehad. So baie duidelik, mense, wanneer ons hierdie verhaal lees, was dit iemand wat naby aan die hart van Jesus was. Dit was mense wat Woond was daaraan dat Jesus by hulle kom kuier het, by hulle kom eet het. Nou ek wil nie vanmôre baie uitbrei oor hoe lank Jesus gevat het om daar uit te kom nie. Ag, dis 'n preek op sy eie vanmôre, maar dis nie wat ek vanmôre met u wil praat nie. Maar ek wil met u praat vanmôre
oor die roep van Jesus. Dis 'n ander roep. Net soos inleiding vanmôre, die Bybel leer vir ons dat daar baie van die Jode saam met hulle was, saam met Martha en Maria. In 19 vers sê, a considerable number of the Jews were with Martha and Mary, having come to express sympathy with them on the death of their brother. Maar eintlik wanneer ons gaan kyk na dit wat die Bybel so 'n paar hoofstukke terug sê, was dit wat hierdie Jode gedoen het eintlik maar net skyn. Dit was maar net voorhou. Hulle het gemaak asof hulle regtig simpatie het met Martha en Maria. Want jy sien op die einde van die dag, en die disippels sê dit ook, toe Jesus sê dat ons gaan na Lazarus, toe sê die disippels, maar Here, hulle wou 'n paar dae terug U doodmaak. So hierdie Jode het nie in hierdie huis gesit om regtig simpatie te hê met Martha en Maria nie. Hulle het daar gesit met die hoop dat hulle Jesus gevange kan neem. Dit was eintlik waaroor dit gegaan het. In die lewe wat ons in leef, is daar so baie mense wat voorhou met 'n geheime agenda. So baie mense in die lewe wat hulle self jou vriend sal noem, of maak asof hulle voel wat jy voel, maak asof hulle saam met jou simpatie het wanneer daar dinge met jou gebeur, is eintlik maar net daar dalk vir een of ander rede onder 'n dekmantel. Maar Jesus se motiewe is altyd suiwer. So when Jesus came to the outskirts of this village, Martha heard that he's coming. She just went out to see him. It's almost as she immediately went out. Dis my amper asof sy op die uitkyk was vir Jesus. Jy sien as jy gaan kyk na Lukas 10, jy kan dit gaan lees, Lukas 10, waar Jesus by hulle is die dag vir ete. Jy ken die verhaal ook. Toe Maria by Jesus se voete gesit het, was Martha die een wat gecomplain het. Here, sy sit by U voete en ek moet my dood werk. Jy sien, Martha was altyd besig. Sy was 'n besige mens. Sy het altyd gecomplain, altyd. Oor alles het sy gecomplain in haar lewe. En ek dink die feit dat sy uitgegaan het na Jesus toe, was eintlik amper om Jesus te gaan aanvat, hoekom hy so lank gevat het. Dis amper asof hierdie vrou uitgaan met die rede om vir Jesus te sê, maar ek dink dat jy is my vriend. Want dis asof sy heeltyd op die uitkyk was. Waar is Jesus? Die Bybel sê sy gaan haal hom buitekant die stad. Sy wag nie as dat hy uitkom, sy gaan haal hom buitekant die stad. Met ander woorde, sy het ook maar 'n agenda gehad wat sy eintlik na Jesus toe ook gegaan het. Maar Maria aan die ander kant was 'n ander tipe mens. Jy sien, die Bybel sê vir my in die 20ste vers, hy sê Martha, however, as soon as she heard the tidings of Jesus coming, immediately she went out to him. Ag, en ek weet, daar klink dit op die oor af. Sy het maar gegaan, want sy Jesus verwag. Jy sien, baie keer in ons lewe gaan ons uit na Jesus toe, maar eintlik net om hom aan te jaag. Jy kan maar amen of eina sê.
Jy sien baie keer in ons lewe wanneer ons vir God iets vra en hy nie gou genoeg reageer na ons wil nie, wil ons hom gaan haal. Jy sien Martha het eintlik uitgegaan om Jesus te gaan haal. Dis amper asof sy hom aan die hand wou vat en sê, kom ons raak dit bietjie haastiger. As ek dit in ons Afrikaanse taal kan sê, sy wou dalk so 'n bietjie vuur onder hom maak. Jy sien en ek en jy baie keer in ons lewens wil ons bietjie vuur onder God maak. Want God is te stadig na ons smaak. Jy sien, wanneer ek God vra vir iets, dan soek ek dit al gister. Ek sit nou die dag in my kantoor en ek praat met die Here oor elke aand bid ons vir herlewing en ek vra die vraag en ek sê Here, wanneer gaan dit gebeur? En ek hoor hoe die Here vir my sê op my tyd. Jy sien aan die einde van die dag, as ek kon, en ek sê dit met groot respek vanmôre, sou ek God dalk bietjie aangejaag het. Here, ons soek nou al herlewing so jaar terug. Ons soek nou al die kerk vol so jaar terug. Here, ons soek nou al dat die siekes sal opstaan so jaar terug. Dan maar wie weet waarvan praat ek vanmôre? Jy sien ons wil God so bietjie partykeer selfs 'n beskuldiging inbring. Want ons wil hê God moet dinge doen soos wat ons dit wil doen. Maar ek het vanmôre vir jou nuus, kerk. God gaan vir jou doen wat hy wil doen, maar op sy tyd. Want God weet wat vir jou die beste is. Ongelukkig is dit ook so dat partykeer vat dit bietjie langer want ons loop partykeer uit die pad uit. Ons loop partykeer 'n draai en dan moet ons op die ou end in elk geval terugkom waar ons begin het en waar ons die draai begin vat het. Jy sien, partykeer is dit nie eens God se skuld nie, dis my skuld. Partykeer is dit nie God wat sê ek wag 'n bietjie nie. Partykeer is dit ek wat God injaag en dan maak ek langer vat. En nou verduidelik Jesus vir Martha. Praat ek met my geduldig sal wees vir 'n oomblik. Jesus verduidelik vir Martha dat hy vir Lazarus gaan opwek. U kan dit gaan lees, die hele gedeelte. Maar duidelik was daar 'n ding gewees wat my getref het, is Martha het geloof gehad vir die verlede. Jesus, as hy hier gewees het, sou hy nie gesterf het nie. Sy het geloof vir die klein dingetjies, siekte. Koue. R10, R100, 'n brood. Die Bybel gaan verder en ek wil dit vir u noem. Sy het selfs geloof vir die toekoms. Wat sy sê, Here, ek weet hy sal opstaan in die laaste dae. Nou sê Jesus, "Waar glo jy dit?" Nou sê sy, "Ek glo dat U die Christus is." Sy antwoord Jesus nie op sy vraag nie. Ons sien dit partykeer nie raak nie, maar sy antwoord God nie, Jesus nie op sy vraag nie. Jesus sê, "Glo jy dit wat ek vir jou nou sê?" Want hy probeer vir haar duidelik maak, ek gaan vir jou 'n wonderwerk gee nou vanmôre. Dan sê sy, "Ja, ek glo in die laaste dae sal opstaan en ek glo U is die Christus." Jy sien, sy het geloof vir die verlede en sy het geloof vir die toekoms, maar sy het nie geloof vir die hede nie. Want sy is hierdie besige mens. Ek ken nog sulke besige mense. Hulle maak my baie keer op my senuwees. Maar sien, aan die einde van die dag probeer Jesus vir hierdie vrou iets leer.
Maar nou kry ek vir Maria. Die Bybel sê vir my, she remained sitting quietly in the house. Dis asof Maria met haarself besig was. Sy het amper nie eens gesteer aan hierdie klomp Jode wat by haar sit nie. Maar jy sien, daar's 'n verskil tussen haar en Martha. Jy sien, Martha is altyd besig, Maria het geleer om by die voete van Jesus te sit. Jy sien nou wat sy in hoofstuk 10 van Lukas geleer het om by die voete van Jesus te sit, het sy nou geleer om in haar krisistyd nie rond te hardloop nie, maar aan die voete van Jesus te sit. En Jesus te vertrou. Die manier hoe die Bybel dit vir my skryf in die Engels is vir my so amazing gewees eintlik. She remained sitting in the house quietly. Stil is sy besig met Jesus. Jy sien, sy het geweet Jesus sal kom wanneer hy moet. In haar hart het sy hom vertrou. En sy het nie omgegee dat hy langer vat nie. Sy het nie omgegee dat hy nog nie daar was nie. Maar sy het 'n vertroue in haar hart gehad. Jy sien, sy was 'n vrou gewees met 'n verwagting. Martha het nie verwagting gehad nie, sy het verwyte gehad. Aanjaag gehad. Maria sit rustig. Quietly. She remains sitting in the house. At the feet of Jesus. Because in the spirit, she remains sitting at the feet of Jesus. Alhoewel hy nie fisies daar was nie, het sy geleer. She just learned to be quiet. She learned to trust God. She learned to believe whatever He decides will be right for the moment. Sy sit net daar, rustig. Jy sien, sy kla nie. Sy het nie daar gesit en murmureer nie. Ek het dit al baie keer in my lewe gesê, en ek bid dit baie keer as ek vir die Here sê, Here, ek het nie vanmôre woorde nie, maar blaai net deur die boek van my hart en lees my boek van my hart. Jy sien, maar Maria het gaan sit en gesê, Here, lees net so 'n bietjie wat in my hart aangaan. Lees my hartseer. Lees my droefheid. Maar lees my vertroue en my geloof ook raak. Jy sien, baie keer wanneer ons by God se voete gaan sit ons daar om te kla en te murmureer. Ons gaan sit daar om hom aan te jaag en beskuldigings in te bring. Maar op die einde van die dag het sy geweet dat Jesus het 'n plan. Sy het geweet, Jesus weet wat hy gaan doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, God het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir jou probleem. Hy het 'n plan vir jou bekommernis. Hy het 'n plan vanmôre vir jou gebed wat jy aan hom gerig het. Jy sien, wat ons nie vanmôre besef nie is, dat wanneer ek 'n gebed gerig het aan God, sterf daai gebed nooit. Want woorde sterf nooit. Die slim mense het al bewys dat klank sterf nooit. Klank hou net aan. Die ewigheid is vol klanke. Want elke klank wat uitkom, gaan net aan en dit dra en dit dra en dit dra tot in die ewigheid. So elke gebed wat ek en jy vanmôre gebid het al in my lewe, hou net aan.
Met ander woorde, jy sien daai gebed kom elke nou en dan by God se ore verby. Al bid ek nou 'n ander gebed, die gebed wat ek gister gebid het, gaan weer by God se ore verbykom. Vir iemand wat hoor wat ek sê vanmôre. En Maria het geweet, ek kan maar net vanmôre hier sit, want die gebed wat ek gebid het hy klaar gehoor. En ek gaan dit weer hoor, sonder dat ek dit eers hoef te bid. Sy duidelik geloof gehad. Maar baie van ons is baie keer soos Martha vanmôre. Verdra my asseblief. Ek dink Jesus het geweet waarmee Maria besig was. Jy sien, toe Maria nie uitkom nie, was dit nie uit disrespek uit nie. Ek dink nie sy het regtig agtergekom dat hulle sê Jesus is daar nie. Because Jesus was with her anyway. Because she had a bond with him. Jy sien, baie keer het jy 'n band met iemand. Jy's nie naby hom nie, jy praat nie met hom nie, maar skielik sal jy hierdie persoon bel en sê, "Dis ek dink vanmôre aan jou." Sê, "Kom met jy, hoe het jy geweet?" Kom aan. Dis pastoor, hoe het jy dit geweet? Hoor dit baie. Wat jy sien as 'n band wat ek het met mense. Jesus het 'n band met Maria gehad. En alhoewel hy nie daar was nie, was daar, as jy verstaan wat ek sê. Hy was klaar besig om haar hart te vertroos. Interessant net, nou kom die Bybel in die 28ste vers. Hy sê, "And after Martha had said this, she went home and whispered to her sister, 'The master is here and he's calling you.'" Praat met die oor the call of the master. Jy sien, ek hoef nie, wanneer ek ingestel is by die voete van Jesus, wag ek nie op 'n geraas nie. Ek wag nie op 'n donderstem nie. I just need a whisper. The master is here. Jy sien, dis wanneer ek so my voete aan die voete van die Here sit, wat God se Gees net kom fluister in my oor. Ek is hier. Jesus gebruik vir Martha om vir Maria net te gaan fluister. Just whisper in her ear. I'm here. And I'm calling on her. Interessant dat die woordjie master beteken teacher who teaches about salvation. It's a teacher who knows everything and can do anything. A person with hope. Jy sien, toe oomblik toe hierdie vrou sê, toe Martha vir Maria sê, the master, toe spits haar ore. Because the teacher is here. The one who can do anything, anytime, the one who specializes in miracles, the one who can specialize in anything you ask is here. Die meester is hier. En dan kom ons vanmôre by die klimaks van hierdie boodskap vanmôre, kerk van die Here. Interessant wat gebeur. Toe hierdie vrou sê, the master is here and he's calling you. Dis die eerste keer wat Maria reageer. Onthou nou, she was remained in the house, sitting quietly. Nie beweeg nie.
En nou kom die Bybel. Kyk gou wat sê die Bybel in vers 29. When Mary heard this, she quickly got up and hurried out to him. Quickly. Vinnig. Jy sien terwyl in haar, waar sy in hierdie sagtheid sit en met Jesus besig is in haar gees. Die oomblik toe sy hoor the master is here, toe spits sy haar ore en nou gaan dit verder en sê and the master is calling you. The call of the master is not a devastating call. Dis nie 'n geroep van 'n uittrapparade nie. It's not a call that accuses about unbelief. It's not a call as a headmaster's call for when I did something wrong. There's a different call. You see, the master's call is a compassionate call. The master's call is a call of hope. The master's call is a call of someone with a plan. The master's call today is a call of someone who has the answers on all your questions. Who has the answers on all your problems. It's not a call of someone standing with a whip to give you a hiding. Ek het in hierdie week by die Bybelskool gepraat oor wie God regtig is. Die kerk verstaan nie en ek begin al hoe meer in my hart druk op swaar op dit wat die mens weet nie wie God is nie. Hulle sê hulle weet. Jy sien, my God is nie iemand wat sit en kyk waar hy jou kan uit mekaar uitruk nie. It's not a call that you have to be afraid of. It's a soft, smooth call that's been heard through the ages. It's a call who wipes away the tears. Jy sien, dis die roep. Die meester is hier en hy roep jou, is 'n roep vanmôre van iemand wat omgee. Iemand wat belangstel. Die roep van die meester is 'n roep van iemand wat sê kom ek wil jou op my bors vasdruk vanmôre. Jy sit dalk vanmôre in hierdie plek en jy voel, Here, ek is moeg, ek is afgemat. Die lewe druk op my. Dinge loop dalk nie vir jou reg nie. Soveel goed het jy antwoorde voor nodig. Maar die roep van die Jesus wat ek ken vanmôre, die roep van God wat ek dien vanmôre, is 'n roep wat vanmôre op jou sê, ek wil jou vertrou. Jy sien, is nie 'n roep van 'n mens wat die omstandigheid kan doen. The call of the master. Onthou wat ek gesê het, the master is someone who can do anything, who knows anything, and who can do anything. A person who brings hope. Mense kan baie keer vir ons sê, ag ek voel saam met jou. Maar hulle kan nie jou probleem oplos nie.
Ons lewe in 'n tyd waar jou lewe druk ons van alle kante af. Siel, gees, liggaam, materieel, finansiëel, op elke gebied druk die lewe ons. En wie wat ons kan eintlik nie eens mekaar regtig help nie, want ons het self nie. But I know someone who's calling today. I know someone with a call of hope. Someone who proved himself over the years, over and over. You see, the call is the call of someone who can turn water into wine. It's a call of someone who can open blind eyes and heal the deaf ear. Dis die roep vanmôre. Maria, jy sit al so lank in hierdie huis. Stilletjies. Maar vandag is jou dag. Want die meester is hier. En hy roep jou. He's the one who can cleanse the leopard. Jy sien, ons kan dit vanmôre 'n bietjie verder vat. Die roep van Jesus het deur die eeue nie stil geword nie. Want van Golgotha se heuwel af roep sy stem nog steeds vanmôre na ons. Jy sien die bloed, die Bybel sê die bloed het 'n stem. Toe Abel vir doodgeslaan is deur Kain, toe sê God vir Kain, hy sê die stem van jou bloed van jou broer roep na my. Jy sien die stem van die bloed van Jesus roep vanmôre deur die ewigheid heen. Vanmôre 2000 jaar verder roep hy vanmôre nog steeds na u en na my, en hy roep vanmôre nog steeds vir vrymaking. Hy roep vanmôre vir losmaking. Hy roep vanmôre na vryheid. Hy roep vanmôre na genesing. Hom wie se stem vanmôre na jou roep is hy wat jou liewer gehad het as wat hy homself gehad het. Do you know how much he loves you? Die stem van hom, die meester wat vanmôre roep, is hy wat sy koningskap afgestaan het. Een kant toe geskuif het. En die gedaante van 'n slaaf aangeneem het, sodat hy jou en my vanmôre kan roep. The call of the Master. Jy sien die bloed en die stof van Jerusalem val. Het daar 'n stem wakker geword wat na u en my begin. Toe die laaste druppel bloed uit hom uitgetap word, terwyl hy aan die heuwel van Golgotha sterwe, toe roep hy in die toekoms in. Hy roep in na die 7de Junie 2026 na mense wat vanmôre luister en wat hy roep en sê, I hear your call, but can you hear my call? Hy roep jou vanmôre, jy wat vanmôre afgemat is, jy wat vermoeid en belas is vanmôre. God roep vanmôre na jou en na my. Meer as dit tog vanmôre kerk. Die roep wat vir Maria geroep het, is die roep uit die doderyk uit. Wat sê ek het oorwin?
Jy sien toe die hemel stil raak en duisternis op die aarde insak. Dis daar 'n roep wat uit die gange van die ewigheid uitroep. En sê moenie bekommerd wees nie. Ek het die dood en die doodryk oorwin. Dis daar 'n roep wat uitroep, wat sê ek het die vyand op sy eie terrein kom slaan. Jy hoef nie vanmôre meer vir hom bang te wees nie. Jy sien wanneer die vyand my aanvat, wanneer die vyand in my oor kom fluister, is daar 'n ander roep wat vanmôre na my roep. Hy wat vir Maria geroep het, roep vanmôre en sê, hy is klaar oor my. Don't be afraid. Hou goeie moed. Ek het die vyand vermorsel. En ek het oorwin, sê ek. Jy sien Maria het presies geweet wie haar roep. Dit was nie nog 'n Jood wat haar geroep het nie. Nog 'n Fariseer of nog 'n skrifgeleerde nie. Die Bybel sê the moment she heard this, she quickly stood up and hurried out to meet Jesus. Jy sien wat vir my kosbaar is vanmôre kerk, wanneer ek na dit kyk wat Maria hier doen. Sy het nie vir hierdie mense gesê, ag verskoon my nou, ek is net gou op pad ergens heen nie. Sy het haar nie gesteer nie. Because you can't give me anything. You don't mean anything to me. In my sorrow, you can't help me. Sy het nie hulle toestemming gevra om op te staan en na Jesus te gaan. She just quickly stood up and went out, hurried out. Sien kerk, ons wil partykeer so mense tevrede stel. Hoe sê hulle, ons wil nou nie iemand in die gesig vat nie. Ag, vat hom maar in die gesig, wanneer het kom by Jesus. Verlede Saterdag, terwyl ons by die rugby is, waar jy 3 keer rugby speel. En ek is 'n groen mens, so dit wat vir my in die lewe seker die ergste dwars in die krop steek, is onregverdigheid. My kinders het altyd vir my gelag, want ek rugby gekyk het op die TV. Alles is my eie span wat speel, as dit onregverdig is teen die ander span, dan is dit kwaad vir, dan is dit kwaad. Want daar is regverdigheid in die lewe. Want ek dien 'n God van regverdigheid. En almal het aangegaan al langs die veld. En ek het so gaan staan en sê ek jou sat en ek bestraf jou in die naam van Jesus. Want my worstelstryd is nie vlees en bloed nie. En weet jy wat ons klaar sê vir daai man, stap ek dan toe sê ek wil net vir jou sê, God haat onregverdigheid. Jy weet nie waar om te staan en hoe om te staan. Ek vat hom maar in die gesig as ek wil, wanneer ek kom by Jesus. Ek is nie bang om vir iemand te sê, the name of the Lord I serve is not a swear word. Jy sien op die einde van die dag, het die kerk op 'n plek gekom, wat ons maar mense tevrede stel. Hoe noem hulle dit? Ons moet almal akkommodeer. Sorry, Maria. She just stood up quickly and hurried out to Jesus. I don't care what you do. Go home. I don't mind. Gaan hy steeds wil hy toe gaan.
Want jy sien dit nie haar hart geken nie. Want die Bybel leer vir my, die oomblik toe sy vinnig opstaan en uitgaan toe sê hulle vir mekaar, sy seker maar op pad graf toe om te gaan ween. Shame. Don't mistake my quickly and my hurry as something you can walk over. Moenie my vinnige opstaan en uitgaan na Jesus te onderskat van iemand wat nie 'n antwoord het nie. Because they didn't know her. Hulle het haar nie geken nie. But she went out to the one who called her. Because the one who called her is the one who knows her. Jy sien die een wat jou roep vanmôre kerk, is die een wat jou ken. Is die een wat jou gemaak het vanmôre. Dis die een wat die ra, die asem van God in jou neus geblaas het. Dis hy wat vanmôre na jou roep. The master is here and he's calling you. Ek dink baie dalk wag sê, Maria, waar gaan jy heen? Sy het dan nie gesteer hulle nie. Because there's a call waiting for me. Don't disturb me. There's a call. But I don't hear the call. You won't hear the call but I know the call. Because I know the master. Jy sien baie mense verstaan nie wanneer ons hierdie goed sê nie. Baie mense verstaan nie wanneer ek sê there's a call, someone is calling me. Dan sê maar ek hoor niks. I know the master. Do you know him? Do you know the call of the master today? Dis vanmôre dalk nie in jou omstandigheid presies soos wat God soos wat jy graag wou gehad het nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê God het 'n plan and he's calling. Sy is doelgerig om by Jesus uit te kom. Die Bybel sê she got up. She got up out of her circumstances. She stood up out of the atmosphere. Uit hierdie droewige atmosfeer. Ag, come on. Daar iemand wat hoor wat ek sê. Jy sien hierdie atmosfeer wat sy ingesit het, was hy bejammerende en beagwaardige atmosfeer waarin sy gesit het. Dit was 'n atmosfeer van ag sies tog. Ag shame. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, when the master call you, you stand up out of your circumstances. You stand up out of your atmosphere into an atmosphere of wonder works, miracles and signs. Is die atmosfeer waarin sy gesit het, was 'n atmosfeer van droewigheid. Niks kan daar gebeur nie. Jy sien, Jesus kon ingeloop het. En ek het gesê, hallo Maria, kom ons gou 'n bietjie opwek. Maar jy sien, die atmosfeer was nie reg nie. Sometimes we have to choose to get up and step out of this atmosphere. She left the company of the haters and the negative people behind. Jy sien, baie keer moet ek net so besluit, weet jy wat? I don't need your company. There's another company I need. And his name is Jesus. Want daar's 'n roep wat kom. There's a call of the master. Tot klaar maak.
Vers 32 sê Mary arrived where Jesus was, and as soon as he saw her, she fell at his feet. Jy sien wat doen Martha? Weet, ek wil nou net vir jou sê, ek verstaan nou nie hierdie hele besigheid nie. Maria kom en sê, Here, because a couple of days before that, she was taught to worship on her knees. Jy sien op Engelse Bybel, daai gedeelte in Lukas 10, die Engelse Bybel sê, she sat at the feet of Jesus, worshiping. Sy het geleer om nie net daar in die stilligheid, in die omstandigheid te worship nie, maar sy het geleer om aan sy voete te kom worship. Sy val voor hom neer, sê die Bybel. She fell on her feet, at his feet. En nou kom die 33ste vers. Hy sê, when Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping, his heart was touched, and he was deeply moved. Kan ek vanmôre vir jou sê, God word aangeraak deur jou trane. Die hart van God word aangeraak deur jou roep na hom toe. Die hart van God word vanmôre aangeraak, kerk van die Here, en dit beweeg hom om in te gryp in jou omstandigheid. God laat nie net toe dat hy aangeraak word en dan that his heartbeat get touched nie. He gets moved. And when he gets moved, some miracle's gonna happen. Hy sê vir haar, kom wys my waar lê jou broer. Dat ons hom gaan opwek. Jy sien dalk sit jy vanmôre met omstandigheid, droefheid in jou hart, drama in jou lewe. Dan sê Jesus vanmôre, your prayer has moved me because you heard my call. Jy sien, dis nie net die trane wat hom gemove het nie. It was the call. Sy het gereageer op sy roep. Sy kon daar gebly sit het, maar sy het onmiddellik opgestaan en na hom toe gaan. Dalk lê jou probleem vanmôre al so lank 4 dae in die graf. Hy ryk al. Jy sien, dalk sê jy vanmôre, Here, hy ryk al. Ek weet nie of dit meer kan gebeur nie. It's been so long. Jy sien, Jesus is nie gekoppel aan tyd nie. Jesus is nie vanmôre gekoppel aan die verdorwenheid van 'n liggaam nie. Hy's gekoppel aan die krag van sy Heilige Gees. Because the same Spirit that rose Jesus from the dead lives in me. Vanmôre kerk, dieselfde Jesus wat Maria geroep het, is vanmôre in hierdie plek en hy roep jou. He's calling you. I want to whisper, the Master is here, and he's calling you. Jy wat op moed verloor se vlakte sit.
Jy wat vanmôre sê, Here, ek het genoeg gehad. Die stem van sy bloed roep vanmôre na jou. Die stem van hom wat spesialiseer in die onmoontlike. Die stem van hom wat die onmoontlike kan moontlik maak, roep vanmôre na jou en na my. Lazarus, kom uit. He's calling you today. Kom ons sluit ons oë asseblief. The call of the Master. Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is. Ek weet in my hart, wanneer God my boodskap gee, dan is dit nie sommer maar per toeval nie. Maar ek weet vanmôre, God het jou hier bestel vanmôre in hierdie plek, om te kom hoor. Die Meester is hier. En hy roep jou. Die Bybel sê die nag waarin hy verraai is, het die brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het gesê dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Hy het die wyn gevat en hy het gesê dit is my bloed wat vir jou uitgestort is. Hierdie tafel sê vanmôre vir my, die Meester is hier en hy roep jou. Hierdie tafel sê vanmôre, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Hierdie tafel sê vanmôre vir my, die roepstem van die bloed van Jesus roep vanmôre na u en na my. Hy roep na saligheid. Hy roep na vanmôre na jou siek liggaam. Jou siek gees. Jou omstandigheid. Jy kan vanmôre in daardie omstandigheid bly. Maria het 'n keuse gehad. Sy kon in daai omstandigheid bly, in 'n atmosfeer bly, in die teenwoordigheid van daai mense bly. Jy kan vanmôre dieselfde uitstap as wat jy hier ingekom het. Of jy kan vanmôre sê, Here, ek het u stem gehoor. Ek het die stem gehoor. Wie staan wat vanmôre net vir 'n oomblik vir my saam met my op my voete wil staan. En net vanmôre wil sê, Here, ek het u stem gehoor. And I want to react on the call of the Master. I want to respond on him that specializes in miracles. Lord, I want to respond to your call. Ek wil hê daar waar jy staan vanmôre, terwyl jy daar staan, bring vanmôre jou las na Jesus toe. Die Bybel sê hy het voor hom neergeval. Wil jy nie vanmôre
Sê Here, ek is hier om voor U neer te val. Ek wil vanmôre my las, my stryd, my pyn, my geestelike pyn, Here, my droefheid, my verlange, my begeerte, wil ek vanmôre by U kom neersit, Here. God ken jou hart. Hy het jou gelees waar jy in jou eensaamheid gesit het, stil gesit het, daar waar jy geleer het om met hom te praat, het hy jou raak gesien. Jy sien, tussen hierdie klomp mense wat aan hy huis is, sien hy vir Maria raak. Because she had a God that called to him. Sy het 'n hart gehad wat na hom geroep het, en hy het teruggeroep. Wil jy nie vanmôre hier staan en sê, Here, ek roep vanmôre na God. Maak nie vanmôre saak vir wat dit is nie. Maak nie saak hoe lank jy daarvoor bid nie. Maak nie vanmôre saak wat jou omstandigheid is nie. God roep vanmôre na jou, want hy het jou roep gehoor. He heard your cry. He saw your tears. And He's calling you because He want to wipe away your tears. He want to bring hope. Ek wil vanmôre so 'n bietjie anderster as normaal doen. Begin my asseblief. Ek glo in manifestasie. Ek glo om te manifesteer wat ek doen. Toe ek hier agter die tafel nou kom staan, toe hoor ek hoe die Gees van die Here vir my sê, I'm standing here with you at the table. Ek wil hê met vanmôre, ek gaan nie iemand vra om die nagmaal te bedien nie. Daar waar jy is, stap net uit. Doen wat Maria gedoen het. Hurry, quickly stand up. Hurry out. En kom neem nagmaal hier. Sê net vanmôre, Here, I'm coming to Jesus. I respond on the call of Jesus. As jy vanmôre die nagmaal gebruik, dis nie vanmôre die nagmaal van 'n kerk nie, dis vanmôre die nagmaal van Jesus Christus. Dis die bloed van hom wat roep vanmôre na jou. Jy sien, wanneer jy vanmôre hierdie druiwesappie drink, dan roep daai bloed vanmôre na jou. En terwyl jy vanmôre aan hierdie tafel sit, deel het aan hierdie tafel vanmôre, sê net vanmôre, Here, ek het gereageer op U roep vanmôre. I'm waiting for the miracle. Vader, dankie dat ons vanmôre aan hierdie tafel kan sit. Dankie dat vanmôre nie die tafel van die lighuis of van 'n kerk is nie, maar is die tafel van Jesus. Dankie dat U vanmôre hier is en U roep vanmôre, Here. Dankie vir mense wat vanmôre respond. Wat reageer vanmôre op U roepstem, Here. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U deur elkeen sal werk, Vader, dat U vanmôre vir elkeen 'n wonderwerk sal bring deur die bloed van Jesus Christus wat vanmôre na hulle roep. Daar waar hulle nou staan, Here, dat U hulle nou sal aanraak, elkeen. Wanneer hulle hierdie broodjie eet, Here, that they will experience the body of Christ. Wanneer hulle die druiwesappie drink, Here, dat hulle sal ervaar die bloed van Jesus wat vanmôre deur hulle vloei. In Jesus naam. Vra ek dit vanmôre, Here. Ek weet vanmôre, Here, elkeen wat staan het, Here, soos wat ons van aangesig verskil ons vanmôre van probleme en van hartseer en van begeertes, Here.
Maar Here, U ken elkeen se behoefte. U ken elkeen se hart vanmôre, Here. Ek vra dat julle sal raak sien. Ag, wil jy net nog so 'n paar minute staan en net so in die teenwoordigheid van God staan. Ek ervaar so die teenwoordigheid van die Here hier. Dat jy net vir 'n oomblik net in die teenwoordigheid van Jesus sal staan. Want Maria daar gesit met 'n verwagting. She waited for the call. She waited for the call. As jy klaar is, kan jy sitplek gaan neem. Mag jy net vir Chris op rywe sap. Kom net. Ek wil nie vanmôre hierdie diens eers verder uitrek nie. Ek dink vanmôre in hierdie atmosfeer het God met mense gepraat, mense diep geraak. Ek weet vanmôre ons gaan die getuienisse kom hoor oor dit wat hier gaan uitkom. Kom ons staan op ons voete vir 'n oomblik. Steek net jou hande so na die hemel. Vader, dankie dat ons vanmôre hier saam kon gewees het. Dankie vir die roepstem van Jesus wat nog nooit stil geraak het nie, Here. Deur die eeue heen, Here, hoor ons vanmôre nog steeds die roep van die Meester. En ons het op vanmôre in hierdie plek gehoor. Ek weet mense op Facebook wat kyk, Here, het die stem van Jesus gehoor vanmôre. En daar waar hulle ook sit, Here, wil ek bid vanmôre dat jy hulle sal aanraak in die naam van Jesus. Here, afstand is vanmôre nie by u 'n probleem nie, Here. Ek bid vanmôre vir mense wat op Facebook en op YouTube kyk, dat jy hulle sal aanraak in Jesus naam. Those who respond to your call, that you will touch them with your presence in the mighty name of Jesus. Ek bid dat jy ons sal verdaag in die liefde en vrede, Here. Bring ons op u bestemde tyd weer by mekaar. En al die eer en al die lof en al die aanbidding kom net u toe. Amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede.